Goeiedag en welkom by nog 'n episode van Leeflig. In hierdie reeks potgoeie delf ons diep in die insigte van David Kinnaman se boek You Lost Me, Why Young Christians Are Leaving Church and Rethinking Faith. Hierdie is 'n reeks waarin ons kyk na redes waarom jong mense die kerk verlaat. Ek is jou aanbieder en vandag pak ons die tweede kritiese rede vir die diskonneksie uit. Baie jong mense ervaar die kerk en die Christelike geloof as vlak. Vir baie jong mense voel die kerk nie net irrelevant nie, maar ook vervelig. Sjoe, as 'n prediker myself voel dit nou nogal na 'n laag hou, moet ek sê. Dis nou glad nie lekker om te hoor nie. Maar ons moet kyk na wat se waarheid sit daarin. Jong mense ervaar 'n geloof wat Kinnaman, soos hy dit stel, 'n duim diep en 'n myl breed is. Te vlak om die storms van die regte wêreld te deurstaan en te breed om werklik 'n verskil te maak. Navorsing wys dat die geloof wat baie jong mense in die kerk ontvang het, dikwels neerkom op wat sosioloë noem 'n moralistiese, terapeutiese deïsme. Nou wat beteken dit? In hierdie siening is God nie die Here van die heelal nie, maar hy is eerder 'n kombinasie van 'n goddelike butler en 'n kosmiese terapeut. Of selfs soos 'n vending masjien. Jy gooi 'n geldjie in, druk 'n knoppie en woeps, daar spoeg die masjien uit wat jy voorgevra het. Sommige sien geloof en gebed as iets soortgelyk. Hulle sien die Here is daar om ons probleme op te los en jou goed te laat voel oor jouself. Maar hy is nie werklik betrokke by daai diep, morsige realiteite van die lewe nie. Hierdie tipe oppervlakkige geloof vereis geen ware opoffering of disippelskap nie. En daarom verloor dit vinnig sy aantrekkingskrag wanneer jong mense die komplekse uitdagings van volwassenheid in die gesig staar. En nog 'n rede waarom geloof vlak voel, is die massiewe skeiding tussen die kerk en jong mense se regte lewens. Een van die mees ontstellendste bevindinge in die bronne is dat byna 'n kwart jong mense voel dat hulle geloof is nie relevant vir hulle loopbane of belangstellings nie. Hulle hoor baie oor geestelike dinge binne die kerkmure, maar hulle word nie toegerus om te verstaan hoe die Bybel op hulle werk as wetenskaplik is, kunstenaars, rekenmeesters of onderwysers van toepassing is nie. Sonder 'n duidelike visie van hulle roeping, word geloof hulle net nog 'n aktiwiteit op 'n Sondag, in plaas van dat dit 'n manier van leef word. So Kinnaman argumenteer dat die kerk dikwels hierdie benadering het van massaproduksie tot disippelskap. Amper soos daai vervoerbande in 'n fabriek. Ons fokus op getalle en programme in plaas van diep, lewensveranderende verhoudinge. Nou, in ons kerk spesifiek sit baie van die gemeentes nie met die probleem van massas nie. Ons jong mense is maar min. Maar ek dink ons kan tog hoop skep in die feit dat jong mense behoefte het tog aan diep, lewensveranderende verhoudings. En ek is oortuig ons kan dit wel vir hulle gee. Dit laat my dink aan die storie van die skulpies op die strand. 'n Klein dogtertjie het duisende seesterre op die strand sien lê en sy het een van hulle hulle begin teruggooi in die see. Toe iemand verbystap en vir haar sê dit gaan nou absoluut geen verskil maak nie, was haar antwoord toe sy 'n volgende een optel en hom in die see teruggooi, het sy gesê vir daardie een het dit 'n verskil gemaak. Die bronne wys vir ons dat die meeste jong mense nooit 'n volwasse mentor in die kerk gehad het nie. En dis nogal jammer om te hoor.
dis verseker 'n plek waarop ons definitief kan verbeter. Want sonder hierdie lewe op lewe mentorskap, bly ons jong mense se geloof sonder wortels. En om hierdie sogenaamde vlakheid te oorkom, moet die kerk leer om weg te kyk, miskien van groot programme, en terugkeer na die Bybelse model van vakleerlingskap, of soos ons sê, appieskap. Disippels word nie in massas vervaardig nie. Hulle word met die hand gemaak, een verhouding op 'n slag. As ons jong mense wil help om nie verlore te gaan nie, moet ons vir hulle meer gee as net slagspreuke en maklike antwoorde. Ons moet hulle help om die diepte van die Bybel te ontdek en hoe dit elke faset van hulle bestaan raak. In ons volgende episode skuif ons die fokus na 'n tema wat baie kontroversieel is, en dit is hoekom so baie jong mense voel dat die kerk anti-wetenskap is. Dankie dat jy saam met my geluister het. Onthou om te subscribe op my YouTube kanaal by Janine Bevel-Omander, sodat jy nie iets mis nie. Tot volgende keer. Kom ons leef lig en ons word saam kerkslim.